Hoe het julle jaar begin? Warm, warm, besig. Vanoggend toe ons bid voor die diens, bid iemand, weet mense is klaar moeg. Die jaar het nou begin, maar mense is klaar moeg. Dis erg, né? Dis erg. So week of wat terug praat ek eendag so met die Here en dit lê so op my hart. Here, die jaar het begin. Die jaar het met baie drama begin. En baie dinge. En terwyl ek so met die Here praat, kom dit net my op, wat het verskil? Wat was hierdie groot, ek wil sê amper magic ding wat gebeur het, dat hierdie nou 'n nuwe jaar moet wees en nuwe dinge en ons is vol ge-energized omdat ons 2 of 3 weke in die Kaap gelê het of aan Durban op die strand. Nee. Jy was miskien weg vir 2 of 3 weke, maar net die datum het verander. Daar's nou net 'n 6 in plaas van 'n 5. Dis al. Jou probleme het nie magically gedisappear op oujaarsaand nie. Daar's nie skielik R1 miljoen bygekom in jou bankrekening die 1 Januarie toe jy opstaan sien jy, wow, ek is nou 'n miljonair nie. Nee, daar was nog steeds boggerol, niks in jou bankrekening gewees nie. Niks het verander nie. So hoekom gaan jy dan nie moeg wees nie? Jy gaan. Want ten spyte van alles wat dieselfde is, meeste van julle is terug by die werk, die omstandighede is presies dieselfde, die basis eintlik nog moeiliker as dit hy was, want skielik het hy al sy geld op die vakansie uitgegee en hy's knorrig daaroor en jy sit met dieselfde probleem want daar's nie kos in jou huis nie en jy moet saam met iemand ry werk toe want jy het lekker gespend Desember, die Kersgeskenke was groot. So ons gaan moeg wees. Gegarandeer. Want niks het werklik verander nie. En die ander probleem is ons soek ons rus op die verkeerde plek. Ons soek dit daar in Maagheid op die strand. Sien daar nie. Ook nie in die Kaap nie. Ook nie in die Wildtuin nie. Is ook nie daar by jou huis waar jy jouself vir 3 weke toegesluit het nie. Nee. Waar is ons rus? By die Here. Dis waar ons rus kry. Is by die Here en nêrens te anders nie. Nou voordat ek heeltemal 'n ander preek afgaan, die Here het op my hart gelê dat ons hierdie jaar baie meer ernstig moet wees oor gebed. Laas jaar was ook 'n ernstige jaar, maar die jaar is baie ernstiger rondom gebed. Ons praat baie van gebed en ek het al baie daaroor gepreek. Maar met alles wat hierdie jaar mee begin het, nie net in jou eie lewe nie, in ons land, in die wêreld, dinge wat besig is om te gebeur, met al die onsekerhede wat in hierdie jaar voorlê, die Vader het op my hart gelê dat ek en jy baie meer ernstig moet wees oor gebed in hierdie jaar. Nou ons bid hierso die eerste Woensdag van die maand saam, ons bid voor die eredienste, ons bid op die kapelaansgroep, ons bid op die intersessiegroep, maar daar is soveel meer krag in gebed as wat ek en jy dink of besef. Ons denke rondom God en ook ons gebede het klein en kragteloos geword. Want met respek gesê het God vir ons geword ietsie wat ons net in die sak kan sit en uitdruk wanneer ons hom nodig het. Ek en jy het ons God so klein gemaak. En ons het ons gebede so klein en so kragteloos gemaak. Wanneer laas was een van julle by 'n halfaand van gebed? Wanneer laas was enige een van ons by 'n byeenkoms waar iemand vir langer as 'n halfuur gebid het? Ons sê, kom ons kom bid saam. En dan begin ons en ons sit 30 mense en ons bid en ons bid. Ons klaar gebid het 20 minute.
Ja, party woensdaande gaan ons daar 'n uur so aan. Hoe langer is 'n uur? Maar dis hoe ons gebede geword het. Sommige net so. Daar gaan hy. En daarom dan ook, die van julle wat dit dalk nou nog nie gesien het nie, hierdie borde teen die muur. Aanvanklik sou dit 2 bordjies gewees het, net so. Hallo. Sulke bordjies. Net met die asseblief en die baie dankie aan die bokant. En ek was okay daarmee gewese, want dit was my shop gewese. En ek en Deidre stap al by die mall in, en die Here lê op my hart, nee. Sit daai by, gebed verander sake. Moenie net sit asseblief en baie dankie nie, gebed verander sake. Sit dit by, sit dit groot by. Want dit wat ons hier doen, moet ons groot en ordentlik doen. Net soos wat ons gebede skimpie is, afgeskeep is, kan hierdie borde nie afgeskeep en skimpie wees nie. Dit moet ordentlik wees. Dit moet duidelik sigbaar wees. Daar moet genoeg plek wees. Kan julle almal die borde sien? Dit moet sigbaar wees. So vandag gaan ons begin ook met die opskryf. Daar is al klaar 2 gebede op. So ek wil vra, soos wat jy 'n gebedsversoek het, kom sit dit daarop. Daar is die penne, daar is die papiertjies, daar is die spykertjies, ons het ekstra gekoop. Daar is genoeg. Kom sit jou gebedsversoeke op. As jy dalk so 'n bietjie skaam is, dat mense jou gebedsversoeke kan lees, vat jou papiertjie en skryf hom en vou maar so in die helfte toe. En dan sit jy nou maar 'n spykertjie in. En dan maak jy 'n kruisie daar in die hoek, maak jou merkie daar. Dat jy weet dis joune. En dan wanneer die Here jou gebedversoek geantwoord het, kom vat hom en skuif hom en sê vir die Here, baie dankie vir wat hy vir jou gedoen het. My gebedsversoek gaan 'n redelike rukkie daarop wees. Maar ek weet en ek vertrou die Here gaan daai gebed antwoord. Want dit is 'n gebed vir die gemeente. Vir my en vir die gemeente. So voordat jy huis toe gaan, kom maak 'n draai voor. Moenie haastig wees om huis toe te gaan nie, man, maak vir jou nog 'n koppie koffie. En dan wag jy, as die queue te lank is, sit lekker rustig hier onder die aircon. Tot jy jou geleentheid het en kom sit jou gebedsversoeke op. En soos vir die Here dit antwoord, gaan ons dit oorskuif vir die baie dankie. So ek wil vandag so 'n bietjie meer gesels oor gebed. Wat is gebed? En dit is so eenvoudig met die tegnologie vandag, jy kan sommer vir AI gaan vra. Hulle sê ook vir jou wat dit is. Gebed is 'n daaglikse intieme kommunikasie tussen mens en God. 'n manier om jou hart te deel, om lyding te vra, om dankbaarheid te betoon, om sonde te bely, om in te tree vir ander, wat die verhouding met die Here verdiep en afhanklikheid van hom erken. Dis 'n sentrale praktyk in die geloof, waardeur gelowiges vra dat God se wil sal geskied, dat sy naam geheilig sal word en dat sy koninkryk sal kom. Is dit nie 'n mooi opsomming nie? Kom ons breek dit af. Gebed is kommunikasie. Dis die manier waarop jy met God praat. Dis soos om 'n vriend te bel. Dit werk in jou verhouding. Deur jou gebed werk jy in jou verhouding met God. Wanneer jy en 'n girl begin tjaaf en oogietjies maak vir mekaar, dan sien jy nie net, "Jo, daai Deidre is darm maar 'n handsome filly nie." Nee.
En dan besluit jy, nee wat, dit lyk vir my asof ek en sy alright sal wees, kom ek trou met haar. Hoor jy, gaan met my trou? Nee, hoe werk dit? Ons gesels en ons kuier en ons spandeer bietjie tyd saam, ons leer mekaar ken en sien ons, dis nie net looks nie, sy het 'n verstand ook. Sy kan lag ook, ek en sy gaan oor die weg kom. Sal jy met my trou? Dis ons verhouding bou, is deur kommunikasie. En dis dieselfde met God. Hoe gaan jy in 'n dieper verhouding met God in beweeg as jy nie met hom praat nie, as jy hom nie leer ken nie? Dan gaan dit altyd met respek gesê wees, die man daarbo. Want ons het nie daai opregte intieme verhouding met hom om te weet hy's 'n liefdevolle vader nie. Ons weet nie wie hy is nie. Dit is ook erkenning dat jy God nodig het vir leiding, vir krag en voorsiening. Ons bring ons versoeke vir die Here. Here, sonder U is ek niks. Here, sonder U kan ek nie. Here, ek is totaal en al afhanklik van U. In alles, vir my finansies, vir my gesondheid, vir beskerming, in alles, Here, is ek van U afhanklik. So hoekom bid ons? Ons vra vir leiding, ons vra vir hulp, ons vra vir ons daaglikse behoeftes. Ons bid omdat ons dankbaar is. Ons bid omdat ons God loof en prys. Ons erken sy grootheid, wie hy is. Here, hy is 'n wonderlike God. Wanneer ek en jy begin sit en ons begin vir die Here sê hoe fantasties hy is, dan kom jy agter jou woorde maak dit nie. Jou woorde kan nie beskryf hoe groot en powerful en awesome en fantasties God is nie. Begin dit 'n bietjie, as jy dit nog nooit gedoen het nie, gaan sit en sê, Here, U is 'n wonderlike God, U is 'n fantastiese Vader. Here, U is krag, Here, U is sterkte, Here, U is liefde. En dan begin jy gaan op daai lys en dan kom jy agter wie God werklik is. En dan besef jy, Here, ek kan U nie loof en ek kan nie U grootheid besing soos wat ek werklik moet nie. Ek is, Here, dit voel of iemand my op die mond geslaan het. Daar kom nie die regte woorde uit nie. Ons bid ook om in te tree vir ander mense, intersessie. Ons bid vir die wêreld. Ons bid dat ons geestelik kan groei. Ons bid dat die Here vir ons sy woord sal oopmaak, dat ons sal groei tot 'n dieper insig in die woord, dat ons sterker in ons geloof sal word. Hoe bid ons? Ons bid uit die diepte van ons hart, nie net woorde nie. Party mense is net 'n ou rympie, tan, dan gaan hulle af met die rympie. Uit jou hart uit. Uit jou hart uit. Partykeer kan daai woorde wat in jou hart is, kan nie uitkom nie. En dis wanneer die woord sê, ons kom met versigtiging. En die Gees van God tree vir ons in, want ek en jy weet nie om te bid nie. Daai kom nie uit nie. Dan bid ons ook in Jesus se naam. Ons bid met 'n vaste vertroue dat God ons gebede verhoor ter wille van Jesus ons koning. Ons bid soos God ons geleer het. In die woord, die Onse Vader, die gebede van Jesus. Daar's soveel kennis en alles in die woord. Ons hoef nie te raai, ons hoef nie 'n thumbs up te kap. Hoe bid ons nie? Die Here sê vir ons in die woord presies. Gebed is dus 'n lewende, dinamiese proses wat jou help om nader aan God te leef, wat jou help om jou daaglikse uitdagings te hanteer en wat help dat jy kan deel word van God se plan op hierdie aarde. Maar miskien het jy al gebid sonder dat jou gebede beantwoord word. Ek dink as ek en jy eerlik is, kan ons sê ek het al duisende gebede gebid. Miskien 2000 of 5000 of 10000. En dalk is net so 2 of 3 beantwoord. Wat is die rede daarvoor? Hoekom word so min van my gebede beantwoord? Beloof die Here dan nie in sy woord dat hy elke een se gebed sal beantwoord nie? Nee, die Here doen nie. Nee. Die Here sê nie hy gaan elke een se gebed beantwoord nie. As ek en jy so 'n bietjie gaan rondkrap in die woord, sal ons duidelik sien dat die Here sê party ouens se gebede gaan sommer net heeltemal geïgnoreer word. Jy mors jou tyd, jy mors jou asem. Want die Bybel leer ons dat daar sekere voorwaardes in plek moet wees
dat ek en jy se gebede verhoor kan word. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie voorwaardes. Want as jy nie aan hierdie voorwaardes voldoen nie, mors jou asem. Dan gaan jy vir my sê, pastoor, ek bid in die ceiling vas. Nie eers nie, hy wil nie eers opstyg van die grond af nie. Gebede lê sommer net hier onder. Die eerste ene, jy moet 'n eerlike verhouding hê met die Here. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dis so 'n mooi belofte. Maar elke belofte in die Bybel het 'n voorwaarde. Met ander woorde, die Here sê, wanneer ek en jy ons gedagtes volmaak met die Bybel, met die woord van God, dan bly ons in hom. As ek my nie steur aan wat die Here sê in sy woord nie, hoekom moet hy hom daar aan my steur, as ek met hom praat? Werk ons al twee kante toe. Ek nie Bybel lees nie, wil nie hoor wat die Here sê nie, maar die Here moet vir my luister. Hoe opreg is jou verhouding met die Here? Kom ons toets dit 'n bietjie vanoggend. Eerste een, vra jouself, is daar bad stuff in my verlede wat ek nog nie met die Here oor gepraat het nie? Daai bad stuff is onbeleide sonde. Wanneer ek en jy ons eie pad loop en ons eie ding doen, dan verbreek ons die intimiteit wat daar tussen ons en die Here is. Wanneer ons dinge wat ons weet verkeerd is, probeer wegsteek vir die Here, word ons eerlike verhouding met die Here gebreek. As jy probeer om twee lewens te leef, een vir die Here en een vir jouself, Sondag as jy hier vir die Here en die res van die week, dan lewe jy soos 'n whatever. Soos 'n sondaar. Dankie Louis. Dan is jy wat? Dan is jy twee gesig. Dan is jy skynheilig. Jy kan nie een lewe Sondag hier leef en een lewe Maandag tot Saterdag buitekant nie. Psalm 66:18 sê dit, as ek sonde my hart probeer wegsteek, die Here nie na my sal luister nie. Hoor jy? Daai sonde wat jy wegsteek hier binnekant, daai pon wat jy so in die nag te lê en kyk, die Here gaan nie luister as jy bid nie. Jesaja 59:2 sê dat dit ons sondes is wat skeiding maak tussen ons en die Here. Spreuke 28:13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goed te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Is dit nie duidelik wat die woord van die Here vir ons sê nie? Jy moet klaar kry met sonde, jy moet dit bely. Hou op met dit. Moenie dit vir die Here wil wegsteek nie, hy weet alles. Maar ek en jy dink ons is clever, want ons kan ons vrouens opvoer. En ons kan die baas by die werk storie spin. So ons dink ons kan dit met die Here ook doen. Kom ek sê vanoggend vir jou, die Here is nie jou chom nie, die Here is nie jou maat nie. Ons dink die Here is sommer net ons pellie. Hy is nie. Hy's 'n heilige God. Hy's 'n heilige God. Hy verwag ek en jy moet heilig en skoon voor hom staan. Hy's nie ons gabba nie. Hy's 'n heilige God. Hy's hoog verhewe, bo wat ek en jy selfs kan dink. In Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Belydenis beteken eenvoudig net om eerlik te wees met die Here. Net om voor die Here te kom en te sê, Here, U is reg. Here, ek was verkeerd. Daardie jaloesie of daardie ongeduld was verkeerd. Here, vergewe my.
Een van die heel eerste maniere hoe ek en jy kan agterkom of ons 'n eerlike verhouding met die Here het, is of ek en jy eerlik is rondom ons sondes. Of ek en jy voor die Here kom en sê, Here, vergewe my. Daai woord wat ek gesê het, daai manier wat ek na iemand gekyk het, daai woede wat opgekom het in my. Volgende een, is ek nou besig om enige van die Here se reëls in my lewe te breek? Met ander woorde, is daar dinge nou in jou lewe wat die Here al vir jou gesê het, kry klaar met dit. Wat jy nou doen, waarin jy vashou. Iets wat die Here gesê het, kry klaar met dit. Want daai ding wat die Here met jou gepraat het, daai ding wat jy nou weet vanoggend, jy weet, want die Gees van God is besig om jou te vertel en te oortuig, soos dat ek hier staan en praat, weet jy wat aan jou lewe is, wat die Here nie met tevrede is nie. Jy weet. En daai ding, wat nou in jou gedagte is, daai ding, sit die briek op hierdie gebedsverhouding, die verbintenis wat jy met die Here het. Jy wonder hoekom kom jou gebede nie deur nie, jy wonder hoekom bid jy in die ceiling vas. Nou weet jy, daai sonde waarmee jy besig is in jou lewe, dit breek jou gebede. 1 Johannes 3 vers 21 sê, geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan, en wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. Nou vra jy miskien, hoe kan ons ooit al die Here se gebooie onderhou? Want niemand is tog volmaak nie. Die Here verwag nie van ons volmaaktheid nie. Wat die Here vra, is gehoorsaamheid. Ek en jy kan nie volmaak wees nie. Ons is mens, ons is swak, ons is nietig. Maar hy vra, wees gehoorsaam. Gehoorsaamheid is, ek wil die regte ding doen voor die Here. Die Here verwag nie volmaaktheid nie, maar hy verwag dat ek en jy aan hom gehoorsaam sal wees. Dat ons sal luister wanneer hy praat. Vra jouself, steek ek nou iets van die Here weg? Wat steek jy weg vir die Here? Of waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Wat die Here wil hê jy moet klaar kry mee. Derdens, wil ek regtig hê dat die Here se wil in my lewe moet geskied. Onthou ek sê altyd die moeilikste gebed om te bid is, laat U wil geskied. Julle ken dit al. Laat U wil geskied. Geen versoeke, niks. Here, laat U wil geskied. 1 Johannes 5 vers 14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. Wanneer ons vra in lyn met die Here se wil, dan kan ek en jy die vrymoedigheid hê om te weet dat ons gebede beantwoord sal word. Die belangrikste van die saak is nie dat ek en jy vra vir dinge wat presies in die Here se wil is nie, maar eerder om te vra, Here, is ek as persoon in U wil? Nie, Here, is dit U wil dat ek hierdie nuwe motorfiets koop nie. Here, is dit U wil dat, is dit nou tyd, Here, dat ek ook nou 'n Mustang kan ry nie? Nee, nie vir die dingetjies nie, maar vir my lewe. Here, is my lewe in U wil. Want as my lewe binne die Here se wil is, gaan my begeertes ook in die Here se wil wees. As my lewe in die Here se wil is, gaan my begeertes en my versoeke ook in die Here se wil wees. Wil ek regtig hê die Here se wil moet geskied in my lewe?
Wil ek dit regtig hê? Hoe kan ek seker wees dat ek dit regtig wil hê? Baie eenvoudig. Hoe graag lees jy jou Bybel? Hoe graag lees jy jou Bybel? Hoeveel tyd spandeer jy in jou Bybel? Want die enigste manier hoe jy die Here se wil kan ken, is deur jou Bybel te lees. Black and white. Nie ek dink of ek raai of ek voel nie. Swart op wit. Die Bybel vertel vir ons wat is God se wil. So die eerste voorwaarde vir beantwoording van gebed is om 'n eerlike verhouding met die Here te hê. As jou verhouding nie eerlik en opreg met God is nie, help dit nie bid nie. Tweedens, jy moet ander mense vergewe. Markus 11:24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Glo dat julle dit al ontvang het en dit sal so vir julle wees. En wanneer julle staan om te bid en julle het iets teen iemand, vergewe hom. Dan sal julle Vader wat in die hemele is, julle ook julle oortredinge vergewe. Na geloof is die tweede belangrikste ding vergifnis. Wanneer ek en jy wil hê ons gebed moet verhoor word. Elke keer wanneer die Here Jesus praat oor gebed, praat hy ook oor vergifnis. Hoekom? Want daar is niks wat jou gebede vinniger doodmaak as bitterheid nie. Wanneer jy iets teen iemand hou, wanneer jy toelaat dat bitterheid groei in jou hart, slaan dit jou gebede mors dood. Nog voor daai gebed eers begin het, haal jy die knopkie uit en jy slat hom flinters. Hy beteken niks. In Matteus 5 sê die Here Jesus in die bergprediking dat wanneer jy kerk toe gaan en jy 'n offer vir die Here bring en jy onthou dat jy iets teen iemand het of dat iemand iets teen jou het, laat staan jou offer net daar. Draai om, gaan na daai persoon toe en gaan maak reg. Draai om, gaan maak reg. Of jy iets teen hom het of hy iets teen jou het, voordat jy jou offer vir die Here bring, los dit en gaan maak dit reg. Dan kom jy terug en dan gee jy jou offer vir die Here. Hoekom? Die Here sê dat jy hom nie kan lief hê as jy jou broer haat nie. That's it. Klaar. Die Here sê, hoe kan jy my lief hê, maar jy haat jou broer van vlees en bloed? Vir my wat jy nie kan sien nie, hoe kan jy my lief hê? Een van die grootste redes hoekom mense se gebede nie beantwoord word nie, is omdat hulle bitterheid in hulle harte toelaat. Wat bid ek en jy nie Onse Vader? Vader, vergewe ons oortredinge, soos ons ook diegene vergewe wat teenoor ons oortree het. Ons sê, Here, ek wil hê U moet my vergewe volgens die maat waartoe ek ander vergewe. Hoe vergewe jy? Wie is daar nou teen wie jy 'n wrok het? Wie is daar wat hierdie bitterheid in jou hart het, wat as jy vir hom sien in die gedagtes, dan wil jy sy tande uitdruk? Wie is daar? As jy so iemand in jou gedagtes het, dan jy nie vergewe nie, dan gaan die Here jou nie vergewe nie. So wat ek sê is wat die woord sê. Dan wonder jy, hoekom gaan my gebede nie deur nie? Dis jou bitterheid en jou onvergifnis wat dit doen. Derdens, jy moet vrygewig wees. Die beginsel van saai en oes. Gee en jy sal ontvang. Hoe meer jy gee, hoe meer sal jy terug ontvang. As jy wil hê die Here moet jou seën, moet jy ook ander mense seën met dit wat die Here aan jou toevertrou het. Spreuke 21:13 sê, as jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van 'n arm man, sal jy ook nie antwoord kry as jy roep nie. Here, help my. Maar as elke dag iemand wat by jou huis verbykom en vra, asseblief Jan, gee net vir my 'n broodjie om te eet, en dan sê, man, get lost. Is dit hoe jy wil hê die Here moet met jou praat wanneer jy 'n versoek het? Vir jou sê, ag skippie, get lost.
En dis presies wat die Here hierso sê. As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van 'n arm mens, sal jy ook nie antwoord kry as jy roep nie. Dis skrif. En dan wonder ons, hoekom hoor die Here nie my gebede nie? Die Here kan nie sien ek suffer nie. Here, dit voel of ek in die hel is. Niks werk net uit vir my nie. Hoe hanteer jy ander mense? Die Here sê, as ons nie omgee oor ander se behoeftes nie, hoekom moet hy omgee oor ons behoeftes? Hy wil graag hê dat ek en jy soos hy moet wees. 'n Voorwaarde vir die Here om ons lewens te seën, is dat ons 'n seën moet wees vir ander mense. As ons die behoeftes van die mense rondom ons doelbewus miskyk, watter reg het ek en jy om te verwag dat die Here ons gaan help? As ons net daai blind eye, ons kyk net na die ander kant toe. Hoe verwag ons die Here moet vir ons kyk? Een van die bewyse van liefde in ons lewe is ons bereidwilligheid om vrygewig te wees teenoor ander. En ek wil nie eers praat oor finansiële goeders nie. Wat doen jy vir iemand anders? Iemand wat nie kos het nie. Iemand wat nie klere het nie. Hoekom jy bid, is belangriker as waarvoor jy bid. Is dit moontlik vir ons om vir die regte dinge te bid, maar met die verkeerde motief? Ja, verseker. Mag ons dan nooit bid vir ons eie behoeftes nie? Natuurlik mag ons. Die Here Jesus het dan self gesê, ons moet vir ons eie behoeftes bid. Hy sê vir ons, gee ons vandag ons daaglikse brood, in Markus 11. En hy sê selfs dat ons kan bid vir ons begeertes. Die vraag is egter, is jy bereid om jou seëninge te deel met ander, of maak jy dit by mekaar net vir jouself? Maak jy dit by mekaar vir eendag? Maak jy dit by mekaar vir bragging rights? Hoekom wil jy al hierdie seëninge hê? As jy graag wil hê dat die Here jou moet seën, moet jy bereid wees om 'n kanaal te wees van seën vir ander mense. As hy dammetjie vol is, dan moet uitloop ook. Ons kan nie net wil hê en hê nie, maar ons gee nie. Hoop nie hulle is haastig nie. Sorry. Vierdens, jy moet glo dat die Here jou gebed gaan beantwoord. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Jy moet nie twyfel nie. Jy moet verwag die Here gaan jou antwoord. Die Here antwoord die gebed wat in geloof gebid word. Matteus 9:29 sê, wat julle glo sal gebeur. Wat verwag jy van die Here om te doen in jou lewe nou? Hebreërs 11 vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat die Here wil. Geloof, 'n vaste vertroue. Jy kan nie die Here se wil doen sonder geloof nie. Wat presies is geloof? Is geloof om te glo die Here kan iets doen? Ek glo die Here kan. Dis nie geloof nie. Dis bloot jy erken dat die Here iets kan doen. Dis 'n feit. Die Here kan iets doen. Ek hoop regtig die Here sal dit doen. Dis ook nie geloof nie. Dis hoop. Jy hoop die Here sal dit doen. Ek glo die Here sal dit doen. Dis geloof. Ek glo die Here sal dit doen. Dis geloof. Nou glo jy nie net die Here kan dit doen nie. Jy hoop ook nie net die Here gaan dit doen nie.
maar jy glo, hy sal dit doen. Dis geloof. Die feit is, as jy aan die vereistes wat die Bybel vir ons stel, as jy daaraan voldoen, met ander woorde, as jy 'n eerlike verhouding met die Here het, as jy geen onvergewensgesindheid het teenoor enige iemand waarvan jy bewus is nie, as jy bereid is om dit wat die Here jou mee te seën, om dit te gebruik om 'n seën te wees vir ander mense, en jy vra in geloof, dan het jy die reg om te glo, die Here gaan vir jou gee wat jy vra. As al hierdie dinge in plek is, dan mag jy dit verwag. Ek gaan afsluit Hoekom sluit ons af in die naam van Jesus? Is dit soos 'n magic woord? Is dit soos 'n telefoonoproep wanneer jy eindig om te sê totsiens, bless jou, of wanneer dit jou vrou of jou girlfriend is, lief vir jou, lief vir jou, lief vir jou, lief vir jou? Wanneer ek en jy afsluit ons gebede in die naam van Jesus, sê ek en jy eintlik, Here, ek besef dat jy geen rede het hoekom U my moet gee wat ek vra nie. Maar ek kom in die naam van Jesus. Ek kom op grond van wat die Here Jesus vir my gedoen het. Want die Here Jesus sê, ek is die weg. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy is die brug. Ek en jy kan niks van die Here verwag, van God verwag, as dit nie deur Jesus is nie. Want hy is die enigste weg. Daar's geen ander manier nie. Jy kan nie gaan en sê, Here, maar onthou, ek is in Uncaged Kerk nie. Dit beteken niks. Die naam van Jesus, dis die brug. Nou wil ek jou vra, watter van hierdie voorwaardes het jy nagelaat in jou lewe? Hoekom sukkel jy met jou gebede? Jy weet vanoggend wat een van hierdie het jy nie gedoen nie. Wat die ene is nog daar in jou lewe, waarmee stoei jy? Onthou die Here leer vir die disippels dat hulle moet aanhou bid en nie moet moedeloos word nie. Ons word so maklik moedeloos en dan hou ons op. Hou aan, hou aan, hou aan. Wanneer dit moeilik word, vra vir mense om saam met jou te bid. Kry ouens prayer warriors wat saam met jou bid. Dis moeilik om alleen te bid. Kry mense, vra, Charlie, Kennery, Boetas, bid vir my, bid saam met my, ek sukkel met hierdie ding. Dis hoekom ons daar is, vir mekaar, dis hoekom ons hier bord opsit, ons wil ons gebede deel met mekaar. Ek en jy moet nie twyfel aan sy goeie wil en sy vermoë om die koninkryk te laat kom nie. Selfs al wag ek en jy lank daarvoor, moet ons nie twyfel nie. Want onthou, alles is op die Here se tyd. Hy beantwoord elke gebed op sy tyd. As kerk van Christus moet ons volhard in gebed. Ons moet daagliks in geloof en in afwagting bid. Vir mekaar, vir die kerk, vir die verlore wêreld. Ons moet bid vir die geregtigheid in hierdie wêreld en ons moet bid vir die koms van God se koninkryk in ons lewens, maar ook in die wêreld. Dis die uitdaging vir die jaar. Kom ons bid. Ons bid tot die dinge gebeur. En ons erken die Here daarin. Ons loof hom, ons prys hom. Ons deel ons getuienisse. Het jy gehoor wat het die Here vir my gedoen? Ons het dit, ons het dit. Ons deel dit. Ons praat oor dit en so groei ons saam. Amen. Baie dankie almagtige Vader. Here, dankie vir gebed. Dit is so lekker om te weet, Here, dat ons deur Jesus Christus in die teenwoordigheid kan kom, dat ons kan bid en kan vra dat U hoor wanneer ons praat. Maar dankie ook, Here, dat ons vanoggend net weer herinner kon word dat dinge in plek moet wees voordat U vir ons sal luister. En ek bid en ek vra, Here,
in Jesus se naam dat U vir ons sal help. Elkeen, U het met elkeen van ons gepraat vanoggend. Ons weet presies wat in ons lewens aan die gang is waarmee U nie tevrede is nie. Help vir ons Here om klaar te kry met hierdie dinge. Help vir ons dat ons opreg in ons verhouding sal wees met U en dat ons opreg sal na U toe sal kom wanneer ons in ons gebede kom, wanneer ons voor U kniel, dat ons dit sal doen in opregtheid en dat U verheerlik sal word. My boetie en my sussie, ek seën jou vanoggend in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Mag jy kragtig word in jou gebede, mag jou ore fyn ingestel wees op die stem van die Here en mag jy die guts hê om te doen dit wat die Here van jou verwag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Musikante, kom vorentoe.